Dis 'n pragtige Dinsdagmôre en ek eer die Skepper van hemel en aarde vir hierdie pragtige dag. En dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening. En ek praat met jou vandag op hierdie Dinsdagoggend oor die feit dat ek en jy moet die suurdeeg uit ons lewe uithaal. Want ons is in die periode van Pessach, ongesuurde brode, eerste vrug. So Pessach, die dag van Pessach is klaar verby. Eerste vrug is klaar verby, sy opstanding waar hy opgestaan het en vir my en vir jou oorwinning gegee het. Maar ongesuurde brode is 'n 7 dae lang fees. En ons is nou nog in die periode van ongesuurde brode. So daarom moet ek en jy moet ons oplet wat die woord van God vir ons kom gee. Ons moet nou natuurlik wandel in sy feeste, ons moet wandel in sy weë en ons moet gehoorsaam wees aan sy woord. Maar wat is die doel van ongesuurde brode? Wat veroorsaak dit in my lewe? Want dis tog die belangrike ding wat ek en jy vandag moet besef, dat wanneer ek en jy die woord toepas, wanneer ons dit prakties aan ons lewe aanwend, dan is daar 'n resultaat. Daar is 'n verandering wat plaasvind in my en jou se lewe. So ek wil gou vir jou lees. En dan wil ek met jou praat oor die feit dat ek en jy moet verander elke dag. Ons moet verander oor elke seisoen. Ons moet verander oor elke periode. Want op die einde van die dag, ons almal verwag Yeshua wat gaan kom op die wolke. En ons almal verwag hom. Maar Yeshua verwag van ons dat ons 'n skoon en 'n heilige bruid sal wees vir hom. So kom ons lees gou uit die woord uit. En ek wil vir jou saam lees in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 7, hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit. Nou wat is suurdeeg? Suurdeeg verteenwoordig sonde. Suiwer dan die sonde uit jou lewe uit. Die ou sonde. Met ander woorde, daar is baie keer soveel gewoonte sondes wat nog in ons lewe is. Nou sê die woord, suiwer dit uit. Suiwer dit uit. Sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, sodat jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik die Messias. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So hier kom die belangrike aspek, want dis wat hierdie periode in my lewe moet veroorsaak. Dit moet veroorsaak dat ek in 'n posisie kom van reinheid, want Yeshua kom haal 'n bruid wat skoon is, wat rein is. Hy gaan nie kom vir 'n kerk wat lewe in paganism en in afgoderry nie. Hy gaan nie kom vir 'n klomp mense wat nie gereed is vir sy koms nie. Hy kom vir 'n afgesonderde bruid wat skoon is en gereed is vir sy koms. Dis vir wie hy kom, en daarom sê die woord, suiwer die ou suurdeeg uit. So daar moet 'n suiwering plaasvind in my en jou lewe. Dis wat moet gebeur oor hierdie periode van Pessach, van eerste vrug, van ongesuurde brode. En aangesien ons nog in hierdie periode is van ongesuurde brode, is dit ons werk, my werk, jou werk, om ons eie lewe te kom ondersoek, om te kom kyk, maar is daar iets in ons lewe wat nie daar moet wees nie? Is daar gewoontes en is daar dingetjies in ons lewe wat ons moet uithaal wat nie veronderstel is om daar te wees nie? Want die suurdeeg moet, voordat die fees van ongesuurde brode aanbreek, moet alle suurdeeg uit die huis verwyder word. Alles en alles wat aanraking gehad het met die suurdeeg word buitekant gesit, want daar mag nie suurdeeg in die huishouding wees of in iemand se lewe nie. En dit praat van die feit dat daar mag nie sonde in ons lewe wees nie. So hy sê reinig dan die suurdeeg of reinig of suiwer die suurdeeg uit julle uit, sodat daar ongesuurde brode van reinheid en waarheid kan wees. Nou die waarheid is die tweede aspek wat belangrik is in ons lewe. Want ek en jy moet wandel in die waarheid. En wat is die waarheid? Die waarheid is die volle woord van God. Die waarheid is die feit dat ek en jy moet gehoorsaam wees teenoor die woord van Genesis tot by Openbaring. Dis die waarheid. Die waarheid is dat ons moet Jahwe ons Elohim moet ons aanbid. Ons moet hom gehoorsaam wees.
Ons moet sy feeste onderhou. Ons moet nou natuurlik sy Shabbat onderhou. Ons moet doen wat vir hom belangrik is. Dis die waarheid. En Paulus kom praat met ons uit hierdie gedeelte en wat het Paulus gedoen? Paulus het absoluut die feeste gevier en hy het absoluut die woord geonderhou en hy het in die sinagoge ingegaan op 'n Shabbat en hy het die woord verkondig oor die Messias, oor Yeshua, ons verlosser en saligmaker. So daar moet twee aspekte in ons lewe wees. En hierdie twee aspekte is absoluut belangrik. Reinheid en waarheid. Want Yeshua kom terug vir 'n bruid wat beklee is met reinheid en wat wandel in die waarheid. En daarom wil ek jou challenge vandag, dat jy jou eie lewe sal kom ondersoek om seker te maak, is daar reinheid in my lewe? En wandel ek in die waarheid? Wandel ek in die waarheid? Wanneer ek die woord vat, doen ek dit wat die woord sê? Is ek gehoorsaam in terme van die woord? Wandel ek vandag in die waarheid van God se woord en wandel ek in reinheid, soos wat die Messias, Yeshua, van my verwag as die rein bruid vir wie hy terugkom. So challenge jouself vandag en kyk so 'n bietjie na jou eie lewe en maak seker dat hierdie twee aspekte vandag in jou lewe is. Reinheid en waarheid. Want dis waaroor die fees van ongesiede brode gaan. Sodat ek en jy kan verander. Want die oomblik wanneer ek en jy verander, dan word die lewende God vereer in ons lewe. Halleluja! Nou mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening. En dankie vir elke like en comment en boodskap en WhatsApps en oproepe. Ons waardeer dit. Ons eer die lewende God vir elkeen van julle. Geniet julle dag. Shalom.